terugkoms van Jesus Christus, Here, en dat ons kom sing, Here, kom Jesus, kom, Here. Ons wag vir U, Here, in afwagting. Here, dankie dat ons U naam kan aanbid. Here, dankie dat U getrou is, dankie dat U goed is. En dankie vir alles wat U vir ons gee, Here, dankie vir U genade, dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het, Here, dat U afgekom het aarde toe. Dankie vir alles wat U vir ons gee, Here. Here, ons kom vanoggend en ons vra dat U hierdie oggend sal seën, Here, die woord, uit U woord waaruit ons gaan lees en waaruit ons gaan gesels, Here, mag die Heilige Gees kom en met ons praat, Here, en mag ons iets huis toe vat en meer van U leer, Here, sodat ons ook nader kan groei aan U. Bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie Tess, dankie band, dit was regtig geseënd. Dankie ook aan Marius in sy afwesigheid en die leierskap van die kerk vir die geleentheid vanoggend. Ek moet vir julle sê, ek moes nog nooit so baie dinge onthou vanoggend nie. Die mic moenie te naby nie, maar hy moenie te ver nie. Okay? Ek mag nie te vinnig praat nie, mag nie resies hardloop hier voor nie, want die kamera moet my volg, mag nie my hande in my sakke sit nie, dis hoekom my zips het, sien. Ek het beplan, okay? Ons baie dinge wat ek vanoggend moet onthou, so hopelik onthou ek hulle alles. Kan julle glo? Hier is ons, die laaste Sondag van die jaar. En wat 'n jaar. Ja, dit was 'n jaar wat regtig vinnig verbygegaan het. Toe ons weer kyk, is ons in Desember. 'n Jaar wat vol herinneringe is, goeie herinneringe. Maar ook 'n jaar wat ek dink daar's party goedjies maar waarvan ons wil vergeet. Dinge wat nie so lekker was nie. 'n Jaar van voorspoed en seën vir baie mense, maar ook 'n jaar van moeilike tye en swaar kry vir ander. Maar ek dink vir die meeste van ons was dit maar 'n bietjie 'n mengsel van die twee. En so hier na Kersfees, net voor die nuwe jaar, is dit amper natuurlik om terug te kyk oor 2025. En die dinge wat gebeur het, en dinge wat plaasgevind het, en dalk dinge wat julle bietjie sal verander in julle lewe. En ek dink, meeste van julle het al julle nuwejaarsvoorneme neergeskryf. Het iemand dit al gedoen? Nee, joh. Ek daar's iemand. Iemand het, yes, okay. En ons het klomp dinge wat ons wil verbeter in 2026, dinge wat ons wil verander. So vanoggend wil ek nie die fokus plaas op dinge wat gebeur het in 2025 nie, want dis verby. Ons kan nou niks daaromtrent doen nie, maar ek wil die fokus plaas op hoe het ons die dinge hanteer wat God vir ons gegee het in 2025. Wat het ons gedoen met daardie dinge wat die Here vir ons gegee het? En so kom ons hoofteks ook in by Matteus 25 vers 14 tot 30, as daar iemand is wat saam met my wil lees. En dis 'n gelykenis wat Jesus vertel oor 'n meester. En hierdie meester is besig om op reis te gaan en hy los van sy besittings vir sy slawe. Nou daar's 'n soortgelyke gelykenis in Lukas 19 vers 11 tot 17. Dit is nie presies dieselfde gelykenis nie, maar dit dra dieselfde waarhede oor. So die kundiges beweer dat Jesus het hierdie les op 2 aparte geleenthede probeer vertel vir die skare of vir sy disippels. So kom ons lees saam in Matteus 25. Net soos 'n man wat op reis gaan en sy slawe roep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 talent gegee en vir 'n ander een 2 en vir nog 'n ander 1. Vir elkeen volgens eie vermoë. Daarop het hy vertrek. Onmiddellik het die man wat die 5 talent ontvang het, daarmee gaan woeker en 'n wins van nog 5 gemaak. Net so het die man met die 2 talent nog 2 wins gemaak. Maar die man wat 1 ontvang het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld weggesteek. Na 'n lang tyd kom die eienaar van daardie slaaf terug en eis rekenskap van hulle. Die man wat die 5 talent ontvang het, het gekom en nog 5 gebring. Hy sê toe, meneer, u het my 5 talent gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 5 gemaak. Die eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Die man met die 2 talent het gekom en gesê, meneer, 2 talent het u vir my gegee en kyk, ek het 'n wins van nog 2 talent gemaak.
Sy eienaar het vir hom gesê, mooi so, goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Deel in jou eienaar se vreugde. Die man wat die 1 talent ontvang het gekom en gesê, meneer, ek ken u. U is 'n hardvochtige man wat maai waar u nie gesaai het nie en wat oes waar u nie saad gestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek u talent in die grond gaan wegsteek. Hier is wat aan u behoort. Maar sy eienaar antwoord hom, jou slegte en lui slaaf. Jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en oes waar ek nie saad gestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die bank belê het en met my terugkeer sou ek wat myne is met rente teruggekry het. Vat dan die talent by hom en gee dit vir die een wat 10 talent het. Want aan elkeen wat het sal gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy het weggeneem word. En gooi die nuttelose slaaf in die duisternis daar buite. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Net tot sover. As die volgende 4 sinne is al wat jy onthou vir die hele oggend, dan gaan ek myself 'n high five gee. Okay, dan is dit goed genoeg, dan is dit okay. Alright? Die eerste ding is, hierdie gelykenis handel nie oor redding nie. Daar is niks wat ek en jy kan doen om die redding van Jesus Christus te verdien nie. Niks nie. Okay? Ons kan nie God se kinders word deur die dinge wat ons doen nie. Okay? Maar dit wat ons doen wys dat ons alreeds sy kinders is. Okay? En die laaste sin is, hierdie gelykenis handel oor rentmeesterskap. Dit is 'n baie groot woord, toe ek die tieners gesê het, waaroor preek ek, was hulle soos, wat beteken dit? Okay? Dit beteken, die Engelse naam daarvoor is stewardship. Dit wat die Here vir ons gegee het, te bestuur, of 'n rentmeester daarvan te wees. Nou in hierdie konteks van hierdie gelykenis, praat die Bybel van 'n talent. Nou, in die Afrikaanse vertaling, 'n talent dink ons iets waarin jy goed is, iets wat jy goed doen, iets wat jy regtig in presteer. Maar in die Bybel was 'n talent 'n weegeenheid vir metale. So die gelykenis hierso sê nie vir ons of hierdie metaal goud of silwer of selfs koper was nie. So dit is baie moeilik om die presiese waarde van hierdie talent in vandag se tyd te kan bepaal, omdat dit enige 3 van daai metale kon gewees het, en elke ene van daardie metale se pryse verskil maar. Okay? So ek gaan my beste probeer om vir julle min of meer 'n prentjie te skep van wat is 'n talent werd in die Bybelse tyd. So 1 talent is 34 kilogram van of 'n goud of silwer of koper. Nou, daai pryse gaan op en af elke dag. So maandag, hier is eintlik 'n perfekte geleentheid, ek het maandag hierdie uitgewerk. So 34 kilogram goud is iets soos $4.2 miljoen werd. Nou, dit is baie, dit is baie. Maar die goudprys het opgegaan tot nou, net so voor die naweek. Wat beteken, as jy die goudprys nou vat, vir vandag sinne, is dit $4.9 miljoen werd, 'n talent goud. Maar nou, omdat dit is die probleem om dit uit te werk, want die pryse maak heeltyd so, en die wisselkoers speel ook 'n rol. Laas jaar Desember was $1 R18 werd. Ek min of meer 18.5, 18.1, so hy maak heeltyd so. Vandag, of maandag, toe ek dit uitgewerk het, $1 R16.7 werd. So die rand het regtig versterk teen die dollar in die afgelope jaar. Maar vandag, omdat die goud weer opgegaan het die dollar weer afgegaan. So vandag dink ek dit was 16.6. So dit beïnvloed ook die wisselkoers van dit. So as jy dit oorsit in rand, toe ek dit uitgewerk het, was dit iets soos R47 miljoen werd, as jy dit sou oorsit in talent, in randwaarde. So ek dink, dit is bietjie baie. So ek het dit probeer uitwerk op 'n Suid-Afrikaanse konteks, wat bietjie meer stabiel is, wat nie so maak nie. So ek het gaan opsoek, wat is die minimumloon in Suid-Afrika? Want die kundiges kan nie saamstem oor presies die bedrag nie, maar hulle kan saamstem dat 1 talent vir 'n dagloner was 20 jaar se salarisse werd. En dit is baie
salarisse vir 'n dagloner. So daar kan julle my wiskunde sien. Asseblief, ek het teologie geswat, nie wiskunde nie. So ek weet, hierdie werk nie presies uit nie, want ek het nie vakansie daar in ag geneem nie. So 'n dagloner word nie noodwendig betaal op vakansie daar nie, maar ek het gevoel om 20 jaar se vakansie daar te gaan probeer uitfigure was nie die moeite werd nie. So die minimumloon in Suid-Afrika vandag is R28.79 per uur. Bedrag gevat en dit gemaal met 8, omdat daar gewoonlik 8 ure in 'n werksdag is, en dit het uitgewerk op R230.32. Daai 8 ure per dag gevat en dit gemaal met 5, omdat daar gewoonlik 5 werksdae in 'n week is, en dit was R1.151.60, en daai, omdat dit per weke was, met 52 gemaal, omdat daar min of meer 52 weke in 'n jaar is, wat dan amper 60.000 sou gewees het, en daai 60.000 wat die dagloner in 'n jaar sou verdien, gemaal met 20, omdat dit 20 jaar se salarisse was, wat plus minus uitgewerk het op amper R1.0 wat talent werd sou gewees het in vandag se tyd. Nou dit is baie dieselfde as wat jy vir jou tuinjong of vir jou huishulp R1.2 miljoen sou gegee het en gesê het, bestuur dit asseblief vir my. Dit was min of meer on par van wat hierdie meester gedoen het. Dit is baie geld. Dit is nie 'n R50 Takealot voucher wat die meester vir hulle gegee het en gesê het, well, kyk wat jy kan doen. Kyk of jy iets effektief met R50 kan doen by Takealot nie. Hierdie was baie geld. En so sien ons ook dat toe die meester hierdie klomp geld vir hierdie slawe gegee het hy nie eers begin met vereistes nie. Hy het nie gesê, voordat ek vir jou hierdie 5 talent gee, wys eers vir my 6 maande se bankstate, lê eers vir my 'n plan voor van wat jy gaan doen met hierdie 5 talente, en wat het jy gedoen met die vorige 5 talente wat ek vir jou gegee het nie. Hy het hierdie talente vir hulle gegee met vertroue. Hy het gesê, hierdie is myne, maar ek vertrou jou hiermee. En so doen die Here met ons ook. As hy gee dinge, vertrou ons daarmee. Nou, in hierdie gelykenis verteenwoordig die meester Jesus. Jesus is die meester en ek en jy is die slawe. Nou, in hierdie konteks talent is dit geldeenheid. Dit is geld wat Jesus hier as 'n simboliek gebruik het, maar vanoggend wil ek graag bietjie 'n wyeer prentjie daarvan skep, want alles wat ek en jy is die Here se. Ons man, ons vrou, hulle behoort ook aan die Here. Ons kinders, ons kar, ons huis, ons werk, ons geleenthede, alles waaruit ons bestaan, kom van die Here af. Dit is 'n genadegawe wat hy vir ons gee. Nou, ek bepaal nie eers my eie asem nie. Ek kan nie eers my volgende eie asem bepaal nie. So die Here seën ons met regtig baie dinge. En almal was nou op hierdie vakansietydperk en almal het bietjie weggegaan of hopelik het jy weggegaan. Maar as jy nie het nie, dink ek meeste sal verstaan. As jy weggaan, vra jy gewoonlik mense om na julle huise te kyk. Julle katte, julle honde, julle kawane, spinnekoppe, slange, ek weet nie wat se troeteldiere julle alles het nie. Maar gewoonlik gee hierdie mense dan vir jou huise sleutels en sê dan vir jou, pas hierdie huis op. Net omdat ek die sleutels het, beteken nie ek besit die huis nie. Okay, anders het ek baie huise besit Desember. Okay. Dit beteken ook nie, as dit reën, kan ek die banke verkoop en braai in die sitkamer nie, want hulle kom terug. En dan is dit bietjie weird. Al gee ek vir hulle die geld wat ek gekry het vir die banke, dink ek nog steeds nie, dit gaan 'n lekker gesprek wees nie. Okay, so, die meester kom terug. En presies in Lukas 16, net voordat Jesus die gelykenis vertel het, in Lukas 19 sê die Here, wie in die geringste betroubaar is, wie in die klein dinge betroubaar is ook betroubaar waar dit om baie gaan, en wie in die geringste oneerlik is ook oneerlik waar dit om baie gaan.
God gee vir ons dinge om te bestuur. Hy vertrou ons met dinge. Maar daar is ook dinge wat ons kan keer om hierdie effektief te bestuur, soos wat daardie slaaf gedoen het. Sy vrees wat hy gehad het veroorsaak dat hy die talent vat en in die grond gaan grawe. En ons sien ook in die boek Joshua, waar die Here met Joshua praat en die Here vra vir Joshua om oor te vat by Moses. Toe Moses oorlede was Joshua die volgende leier van Israel. En soos wat die Here vir Joshua roep om hierdie leierposisie oor te vat, sê die Here vir Joshua in Joshua 1 vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees dapper en sterk nie, moenie paniekbevange wees nie en moet jou nie laat afskrik nie, want die Here jou God is oral waar jy gaan. Daar is baie skrifte in die Bybel wat vir ons sê, ons hoef nie bang te wees nie, omdat God met ons is. En dit is tog ook die Kersboodskap. Jesus wat afgekom het aarde toe, om hier by ons te kan wees. Pastoor Frederik het laasweek Sondag ook 'n boodskap gegee oor God wat by ons is. En dit is 'n realiteit wat ons moet besef en moet bewus wees daarvan. Terwyl ek hierdie stuk ook gelees het daar iets my nogal getref. En teoreties gesproke kan ons sê dat daardie slaaf wat iets weggesteek het, hy het nie iets verkeerd gedoen nie. Hy het nie die geld gesteel nie. Hy het nie die geld gevat en dit onwys gaan spandeer nie. Hy het nie sy meester verwerp, omdat hy net 1 gekry het en die medeslawe 5 gekry het nie. Hy het dit so mooi, perfek gaan bewaar, vir niks nie. En baie keer is om niks te doen net so ongehoorsaam. Jakobus 4 vers 17 sien ons, as iemand weet om die goeie te doen en hy doen dit nie, is dit vir hom sonde. As ek en jy weet wat is die regte ding om te doen en ons doen dit nie, is dit ook sonde. En vrees word baie maklik net die wortel van die probleem. Want ons is bang vir mense se opinies. Ons is bang van die kritiek wat ons gaan ontvang. Ons is bang vir die ongemak wat dit beteken om 'n talent te gebruik. Ons is bang vir wat dit beteken om hierdie talent te gebruik. En dit maak ons baie maal eendag Christene. Ek sal eendag nog meer Bybel lees en bid. Ek sal eendag meer ernstig raak oor die dinge van die Here en die kerk en meer dien. Ek sal eendag. Terwyl ek bietjie navorsing gedoen het oor hierdie stuk, het 'n skrywer of 'n kommentaar het gesê dat om Jesus te volg beteken ons baie goed wat ons moet doen wat vir ons risiko kan wees. As ons gaan kyk na die disippels se lewens, ons in die Christelike gemeenskap noem dit maar net 'n stap in vertroue. Dit is die Christianese daarvoor. Ons moet 'n risiko baie keer vat, want ons weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie, maar God doen. En baie keer beteken dit om 'n stap van geloof te vat. Om iets te doen vir die Here, al is jy bang. En dalk lees ek nou 'n bietjie te veel in die teks in, en ek is ook nie mal as mense dit doen nie, so hierdie volgende sin kan jy maar vat met 'n knippie sout. Dalk is dit wat die slaaf gedoen het. Hy het die talent gevat, hy het dit so mooi gaan bewaar en in die grond gaan sit en gesê, eendag gaan ek nog daardie talent gebruik. Eendag as ek nie meer bang is nie. Eendag as ek nie meer omgee oor mense se opinies nie. Hy het dalk gewag vir beter omstandighede, beter geleenthede om oor sy pad te kom, maar die enigste probleem met daardie uitkyk is, hy het nie geweet wanneer sy meester gaan terugkom nie. En voor hy homself kon kry, was sy meester terug en moes hy rekenskap gee oor die talent wat sy meester vir hom gegee het.
Dit is baie, wel hopelik, wie se nuwejaarsvoorname is om gym toe te gaan of meer te oefen? As hy daaraan, allee, okay, hy het sommer eers sy hand opgesteek daarso. En dit is soos om vir 'n gym membership te betaal, maar nooit te gaan nie. Jy het die T-hemp, jy het die waterbottel, jy het die kar om by die gym uit te kom. Jy het alles wat jy nodig het, maar jy was laas daar toe Paulus nog besig was om briewe te skryf. Okay. Jy betaal vir die potensiaal wat daardie gym vir jou gee. Jy betaal vir die moontlikhede, maar as jy in die gym toe gaan nie, help dit ook nie veel nie. En so ook, as ons nie die talente wat die Here vir ons gegee het, gebruik nie, dan verheerlik ons ook nie God nie. Potensiaal is nie besig om God te verheerlik nie. Eers wanneer ons oorgaan in aksie, wanneer ons eers daai risiko neem, wanneer ons daai stap in vertroue neem, dit is wanneer ons besig is om God te verheerlik. Net voor hierdie perikoop in Matteus 25 is Jesus besig om nog 'n gelykenis te vertel oor die 10 maagde. Nou, ek gaan nie daai gelykenis lees nie, maar dit handel ook dat ek en jy moet reg wees, want Jesus kan enige oomblik weer terugkom. Enige oomblik, soos met daardie slaaf, voor hy hom kon kry, was sy meester terug. Nou, ons weet nie wanneer Jesus gaan terugkom nie. Maar in 2025 was daar 'n baie bekende beweging wat beweer het dat die wegraping gaan plaasvind. Ek dink ook, dit was die 25ste September, maar ek dink iewers in September rond, dat die wegraping gaan plaasvind. So of ons is nie deel van die weggeraaptes nie, dis jammer, of die wegraping het nie gebeur nie. Nou, ek dink die wegraping het nie gebeur nie, want Tannie Ina is nog met ons. As Tannie Ina nie meer was nie, sou ek gesê dat hy dalk het hierdie regtig gebeur, maar sy is nog hier, so ons is nog okay. En ek sê ook nie, asseblief, hier is nie 'n profesie nie, ek sê nie dat Jesus gaan terugkom in 2026 nie, maar ek sê hy mag dalk vandag terugkom. Hy kan enige oomblik terugkom, en ek en jy moet dan reg wees. En ons gaan ook moet rekenskap gee vir die dinge wat die Here vir ons gegee het in 2025 en as hy nog nie terugkom nie in 2026 ook. Is jy reg as Jesus vandag sou terugkom? Nou, jy kan vir my sê, Louise, hierdie was baie mooi, baie dankie vir jou tyd en jou moeite, maar so what? So what? Wat beteken hierdie vir my lewe? En nou, asseblief, as julle my verkeerd verstaan het, ek het nie bedoel, jy moet jou man of jou vrou verdubbel nie. Die ene wat jy het, is okay. Okay? Dit is okay. Mag julle liefde verdubbel, sodat julle kinders kan verdubbel? Nee, dit was ook 'n grappie. Dit was ook 'n grappie, wat ek nie moes gemaak het nie. Hierdie is 'n goeie geleentheid, waar julle sal sien my preekgeleenthede verdubbel nie. En kinders, dit beteken ook nie, julle moet julle ouers begrawe, omdat julle bang is nie, asseblief. Maar hoe jy jou man en jou vrou hanteer, hoe jy jou kinders hanteer, hoe jy jou familie hanteer, jy gaan moet rekenskap gee vir hoe jy hulle hanteer het by die Here. Jy gaan vir jou werk, wat jy gedoen het by die Here, by die werk, is jy een van daai's wat net 1 e-pos stuur 'n dag, sodat die mense kan weet, jy werk nog by die plek? Of doen jy jou werk, asof jy dit vir die Here doen? Jou geld, hoe spandeer jy jou geld? Is jy besig om te wys, hoorie, ek is 'n Christen? Marius het 'n gesegde, wat ek nie weet of ek hom op mag quote nie, maar ek gaan nou. Hy sê, wys vir my jou budget, en ek wys vir jou wat is belangrik. Kyk na jou geldsake, waartoe gaan dit? En ook jou tyd. Waar spandeer jy jou tyd? As 'n buitestander moet kyk na jou lewe, en kyk na hoe jy jou tyd bestuur, gaan hulle sê, okay, jy is 'n Christen, of gaan hulle sê, sjoe, hierdie persoon was 'n goeie undercover Christian. Ek het nooit geweet hy's 'n Christen nie.
En dit is ook nie wat die Here vir ons vra nie. Hy vra vir ons om daar buite te wees en te wys met alles wat ons is. Dat ons is Christene en dat ons lewe vir hom en dat alles waaruit ons bestaan is syne en verheerlik hom. Ek wil afsluit en ek wil sê of noem dat toe die meester teruggekom het hy nie daardie slaaf wat sy talent begrawe het vergelyk met die ander slaaf wat 5 talente gehad het nie. Hy het nie vir hom gesê, hoorie frikkie, jy moes meer soos jou medeslaaf gewees het, wat die talente gevat het en verdubbel het nie. Hy het gesê, wat het jy gedoen met dit wat ek vir jou gegee het? Wat het jy gedoen met die dinge wat ek vir jou gegee het in 2025? En so gaan ek 2 vrae vra en ek gaan net 'n oomblik skep vir refleksie en daarna sal ek 'n afsluitgebed doen. En ek wil vra, waarmee het die Here jou vertrou? Waarmee vertrou hy jou? En die tweede vraag, wat het jy begrawe omdat jy bang was? Of omdat dit bietjie ongemaklik was? Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vanoggend hier by U kon wees. Here, dankie vir die woord wat ons praat en ons uitdaag. Here, dankie dat U ons vertrou met soveel dinge, met ons tyd, met ons geld, met ons werk, met ons geleenthede. Here, dankie. Here, ons wil eerlik wees voor U. En Here, ons vra dat U ons sal vergewe waar ons uit vrees uit niks gedoen het nie. Waar ons gewag het vir hierdie perfekte en mooi en goeie oomblik. Here, in plaas daarvan om daardie stap van geloof te vat en U te volg. Here, help ons om nie eendag Christene te wees nie, maar vandag mense wat U volg en wat in U voetspore wil loop. Here, help ons, gee ons moed waar ons bang is. Here, soos wat U Joshua gerus gestel het, Here, stel ons ook gerus. Here, help ons in hierdie pad van gehoorsaamheid vir U. Help ons om goeie rentmeesters te wees, Here, van dit wat U vir ons gegee het en dit wat U ons meer toevertrou het, Here. Here, vanoggend gee ons onsself weer net vir U, Here, en ons wil sê ons wil reg wees as Jesus terugkom. Nie as hy nie, maar wanneer hy terugkom, wil ons reg wees. Here, help ons om dit wat U vir ons gegee het, goed te bestuur, sodat ons U naam kan verheerlik. Here, ons wil alle eer aan U bring, want U is goed en U is heilig. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. We're living in